Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe geseënd is ons nie om nog 'n boodskap uit God se woorde te kan hoor nie. Die gedagte kom by my op. Wat laat ons na die dag wanneer ons doodgaan? Sien vriende, ek verwys nou nie na jou emosies of jou geld of jou skuld altens nie. Hoe groot jou erf is of hoe groot jou huis is, hoeveel kar jy besit nie. Dis sien, die beste manier om vas te stel wat jou nalatenskap op aarde is, sou wees as jy kon inluister na wat die mense op jou begrafnis te sê het. Sou dit nie aangenaam gewees het om dalk daai vlieg op die muur te wees. Maar ja, sou dit aangenaam gewees het of sou dit hartverskeurend gewees het? En vriende, as ons die dag sterf, wat gaan jou vriende sê? Was jy 'n spesiale vriend of eerder 'n selfsugtige ou of vrou? Wat gaan jou huweliksmaat sê? Dit was die mens wat my laat groei en blom het in my lewe. Of dalk uiteindelik verlos van die een wat my hel gegee het. En jou kinders, het hulle as gevolg van jou of ten spyte van jou groot geword? Gaan hulle berading nodig hê in hulle later lewe of gaan hulle sê dit was 'n wonderlike ma of pa wat my gehelp het om die beste in my na vore te bring? Sien vriende, iemand het eendag gesê, elke mens se lewe en nalatenskap kan as 'n voorbeeld dien. Ja, sommige van hoe jy moet leef en ander as die volmaakte voorbeeld van hoe jy nie moet leef nie. Sien ons vriende, ons lees in 2 Kronieke 13 vers 5. Stel jouself op die proef en ondersoek julleself of julle in die geloof lewe. Besef julle dan nie self dat Christus Jesus in julle is nie? So nie het julle die toets nie deurstaan nie. Dit is daarom 'n harde woorde daarin wat ons wil lees uit Vader se wonderlike woord. Ja vriende, as ons nou so daardeur geluister het, nou kom die vraag by ons seker op, is ons regtig tevrede met wat jy agterlaat? Is jy regtig tevrede met jou nalatenskap? Onthou, dit is nooit te laat nie. Nooit te laat om te verander nie. Jy weet, terwyl ons nog lewe, terwyl daar nog asem in ons longe is daar nog tyd. Ek dink ons moet nou alreeds probeer om 'n plan te maak van wat se storie ons wil agterlos. Ek glo ons elkeen in ons harte voel dat ons hoop maar daar word goed gepraat van ons en nie sleg nie. Sien vriende, ek dink ons moet terwyl ons nog kan kontak maak met mense, as daar verhoudings is wat herstel moet word. En ja, weet julle, maak die saak reg. Herstel terwyl dit nog kan. Moenie laat ons loop met daardie skuldgevoel as dit te laat is nie. Ek dink vriende, as 'n mens 'n onderneming die wêreld besoedel, ek dink dan moet ons ophou daarmee. En ons moet planne in plek stel om die gemors en al die haat en al die lelik op te los. Ek meen, dit is mos lekkerder om in liefde en vrede en vreugde saam met mense te lewe. En ons moet altyd onthou, God het sy seun Jesus Christus vir ons gestuur. En sy nalatenskap het 'n nuwe lewe vir ons elkeen gebring. Is dit nie 'n nalatenskap om aan vas te hou nie? Is dit nie die voorbeeld wat ons kan volg nie? Sien vriende, ons kan nog 'n verskil maak. Ons kan nog anders te wees. Ons kan nog 'n goeie nalatenskap los. Sien, ek verstom my aan mense wat net eenvoudig meer uit die dag kan haal as ander. Jy sien, wanneer ander nog slaap of sit en koffie drink, het hulle al reeds iets produktiefs bereik. Hulle het al reeds iets klaar gemaak. Hoe weet hulle hoe om die horlosie en die kalender te gebruik? Hulle weet presies. Jy sien, om te beplan en te skeduleer, te delegeer en te beheer, doelstellings te stel en stappe te volg en te doen. Jy sien vriende, sulke mense, hulle kom nooit laat nie. Hulle oorskry nie hulle sperdatums nie. Hulle gebruik nie die verkeer as 'n verskoning nie.
Hulle is gewoonlik doeltreffend. Is dit nie 'n nalatenskap nie? As die mense so kyk, sê jy's daai ou was nooit laat nie. Daai ou was altyd op tyd. Daai ou is net so goed in sy werk. Ons hoef nooit te wag vir hom om klaar te maak nie. Jy sien vriende, dit is mos nou iets om na te laat. Ek dink amper as jy 'n man is en jy het 'n seun, sy seun gaan mos nou kyk hoe werk sy pa en hoe sy pa optree, hoe sy pa met sy ma is. En dan daardie voorbeeld navolg. En dan wat sal hy sê op daardie dag van jou begrafnis? Sien vriende, Dubai, die stad wat met olie geld uit niks in die woestyn opgebou is 'n goeie voorbeeld van hoe tydsbestuur en doeltreffendheid jou lewe kan verander. Toe hulle daardie olie ontdek het hulle plaaslike inwoners nie eens horlosies gedra nie. Hulle was nog mense wat in tente rondgeswerf het. As hulle sou vra, hoekom is julle laat vir 'n afspraak? Het hulle geantwoord, julle het die horlosie, maar ons het die tyd en die olie, so pas julle maar by ons aan. Dit is nogal arrogant, sal ek gesê het. Sien vriende, die Britte het uit frustrasie 'n groot horlosie vir hulle gegee om op 'n verkeerssirkel op te rig. Die heersers van Dubai het egter opgelet hoe treffend sekere maatskappye en lande is. Hy het die beste projekbestuurder gewerf en sy mense begin leer om die tyd produktief te benut en projekte betyds af te handel. Ons almal weet natuurlik die resultaat is 'n wêreldhandelsentrum wat uit niks in die woestyn opgebou is. En vriende, ons lees so in Spreuke 6 vers 9. Hoe lank gaan jy nog lê, luiaard? Wanneer gaan jy opstaan? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou en bly lê. En daar kom oorval die armoede jou, soos 'n rower. Daar oorrompel die gebrek jou, soos 'n inbreker. Wat 'n kosbare woord, om vir ons elkeen te herinner. Sien julle vriende, hoe goed is Vader, deur ons koning Salomo vir hom daardie wysheid gegee het om vir ons Spreuke te kon skryf. En kyk net daardie waarskuwing, wat hy alreeds in Spreuke vir ons gegee het, van 'n luiaard, wat jy gaan verloor, as jy aanhou lê. Is dit nie wonderbaarlik, hoe God met ons praat deur sy woord nie? Ek glo ons elkeen het hierdie boodskap gekry van, hoe langer jy gaan sit, hoe langer jy gaan lê, hoe langer jy nog 'n bietjie gaan slymer of jou handjies vou, dan gaan die armoede jou kry. Die rowers gaan kom, en hulle gaan jou goed vat, en jy gaan gebrek ly. Ek is seker, ons elkeen wat die luister, weet, en ons sê dankie Vader, dat U ons deur U Heilige Gees rig en lei, om dit te doen wat vir U aanneemlik en reg is. Dankie dat U ons elke oggend wakker maak, sodat ons werk kan doen, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Vriende, vra jy vandag af, hoe gaan ek doeltreffend wees? Hoe gaan ek elke geleentheid die beste benut? Wat se nalatenskap gaan ek los? O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie. Weer eens vir hierdie woord, Here. Weer eens dankie, Here, dat U ons weer iets geleer het. Vader, ja, ons as mens, soms vergeet ons ook maar dinge en ons stel dinge uit vir daar's nog 'n dag, daar's nog 'n dag. Maar ja, Here, nie een van ons weet wanneer is daar al die laaste dag nie. Vader, dankie dat U nou ons oë oopgemaak het. En vir ons gesê het, hier's vandag, gebruik dit tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Versterk ons so in alles wat ons doen, Vader. Maar Here, het belangrikste van alles is, dat die mense U in ons sien. En Here, daardeur U loof en U prys en U naam groot maak, Vader. Ons loof en ons prys in die grootste naam wat ons ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, as julle enigstens nog gebed of bemoediging op iets nodig het, my naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth, van die JCRM TS familie. My nommer is 083 232 2442. Skakel my gerus. Vriende, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here
sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Shalom.